Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en dankie dat jy saam luister. 'n Spesiale dankie aan almal wat patrons geword het op my Patreon blad en wat my finansiëel bystaan maand na maand. As jy dalk wonder wat jy met jou geld wil doen en graag na podcasts luister, hoekom maak jy nie 'n draai op my Patreon blad nie en kyk wat ek alles aanbied, van gedigte wat ek voorlees, tot kortverhale, tot ekstra dele van podcastgesprekke wat net vir betalende lede beskikbaar is. Gemaak gerus 'n draai daar. Vandag gesels ek met De Wet Hugo. De Wet is 'n baie bekende Afrikaanse kinderboekskrywer, maar hy is ook 'n onderwyser en op die oomblik is hy 'n onderwyser in China. En ons gesels oor sy wedervarings daar en ook natuurlik oor sy skryfproses. Lekker luister. Hoe op aarde het jy opgeëindig waar jy opgeëindig het? Ek het eintlik nog my hele lewe lank avontuurlus gehad en ek het as 'n kind baie oggende wakker geword en dan is ek so teleurgesteld geweest dat ek nie werklik in Europa was nie. En laat dit net 'n droom was. Ek het gedroom van oorsese reise en baie plekke en ek het baie bevoorreg groot geword. My pa het ons op vakansie geneem Wildtuin toe en ons het getoer reg deur die land. Maar ons is 4 kinders en Suid-Afrika is ver van die res van die wêreld af. So ons het nooit oor see gereis nie en ek wou altyd vreeslik graag oor see reis. So ek het toe natuurlik nou groot geword en hoërskool klaar gemaak en gaan swat. En toe ek begin skool hou die heel eerste jaar toe ek by die banke lening aangegaan, baie onverskillig en op 'n Europese reis gegaan. En ek was eers Engeland toe en toe Frankryk en Frankryk eers en ek dink België en Nederland en toe nou terug huis toe. En dit was wonderlik en ek het dit baie geniet en toe het ek 'n paar jaar in Suid-Afrika skool gehou en die geleentheid gekry om in die Midde-Ooste te gaan skool hou, so baie mense het op daai stadium gedoen het. En ek het toe eers 'n nagmerrie ervaring gehad in Abu Dhabi. Ek sê altyd tong in die kies, dit is soos 'n huisgenoot ware lewensdrama. En ek is daar na 6 weke oornag het ek weggehardloop. En teruggekom in Suid-Afrika en soos mens seker sou doen as jy nou jonk is en jy's bietjie onvolwasse, eers gedink die Midde-Ooste is 'n aaklige plek en vir almal vertel ek sal nooit teruggaan nie, dit is 'n nagmerrie en 3-4 weke later begin dink, jy's maar eintlik het ek gehou van alles. Ek het gehou van die kos en ek het gehou van die klanke en ek het gehou van die mense en dis maar net omdat die skool so sleg was en jy's 75% van die dag by die skool dat my ervaring sleg was, maar ek het eintlik gehou van die lewe daar. En ek is toe binne 2-3 maande na dit het ek 'n werk aanvaar in wat ek toe gedink het die afgryslikste land in die wêreld is, Saudi-Arabië. En ek dink toe aan myself, as ek nou Saudi-Arabië toe gaan en dit is weer nie vir my lekker nie, dan there's no way out. Ek moet nou net deurdruk want ek het toe gehoor toe ek van Abu Dhabi af terugkom met dit op 'n manier by my uitgekom. Jy weet ons nou maar op mense praat, het iemand vir gesê, 'n paar mense het my gesê, wie jy mense het gesê jy moet eintlik maar net harder probeer het. Jy het eintlik te vinnig opgegee. En ek dink ek kan nou nie weet dat mense my oordeel nie. So ek is toe ek gaan toe Saudi toe en dit was net wonderlik van die eerste oomblik af. Waar ek byvoorbeeld in Abu Dhabi aangekom het en op 'n enkel bed moes geslaap het in die sitkamer van die woonstel en soggens deur die woonstelmaat se slaapkamer moes sluip om te gaan stort in die ensuite badkamer wat natuurlik vir enige mens sal aaklig klink. Het ek in Saudi onmiddellik my eie woonstel gehad. Dit was ruim. Dit was net wonderlik en die skool het gevoel soos 'n regte skool. 'n Suid-Afrikaanse skool het hulle opgetel het en gaan neersit het daar in Saudi. Dit was 'n Britse skool, maar dit het bekend gevoel en normaal soos 'n werklike skool. So ek was van die begin af baie gelukkig in Saudi en het 12 jaar daar gebly. Dis En lank. mense sê altyd, "Sjoe, dis lank vir Saudi." En dit was lank, maar ek was gelukkig en dit het regtig soos my huis begin voel. Soveel so dat ek op 'n stadium begin bang raak het dat ek gaan oud word in Saudi, net omdat ek nie wil wegtrek nie en ek het gedink, miskien moet ek terwyl ek nou nog jonk en
ek maak nou grap om te sê nog jonk en bemarkbaar is. Miskien moet ek my werke sprei in 'n ander land probeer. En ek het toe gedink, okay, miskien 'n plek in Asië, maar definitief nie China nie, want dit was natuurlik net na COVID. Die hele wêreld het hulle grense oopgemaak, maar China was nog bot toe. En ek het net geen begeerte gehad om China toe te kom nie. Ek was toe op daai stadium al as toerist gewees in Taiwan en Hong Kong en Macau en ek het geweet ek hou van hierdie deel van die wêreld, maar ek was werklik nie aangetrokke tot China op enige manier nie. En ek gaan toe op TES, wat jy seker goed sal ken, TES, Ja. en ek sien toe 'n pos en ek dink toe, jene, maar dis 'n pragtige skool. Die gebou is so mooi en ek sien dit is Wellington College in Hangzhou. Ek het nie geweet eers Hangzhou bestaan nie. Ek het natuurlik geweet van Shanghai en Beijing en Guangzhou en 'n paar ander plekke. En ek Google dit toe en ek sien toe Hangzhou is so 'n uur weg van Shanghai af met die vinnige trein. En ek dink, "Jesus, maar dis 'n regtig grand skool. Hulle gaan nie eers 'n Suid-Afrikaner oorweeg nie, want mense weet dit dalk nie, maar Suid-Afrikaanse onderwysers is gewoonlik regtig knap onderwysers, maar daar word maar gediskrimineer teen ons. En as dit kom by die Engelssprekende lande, dan sê hulle gewoonlik um UK, Canada, Ja, hulle USA, soek daai Australia, New Zealand. spesifieke aksent. Ek weet nie by En ons. as jy gelukkig is, dan is die laaste land op die lys South Africa. Ja. Ek het toe gedink hulle gaan my waarskynlik nie eers vir 'n onderhoud nooi nie. En so kry ek toe onderhoud, ag en lank storie kort, daar's toe 'n aanbod. En ek dink toe by myself, weet jy, as gelowige moet ek nou seker glo dit is dalk die Here wat dit vir my gegee het. En ek het toe dit aanvaar en dit was vreemd genoeg September van die vorige skooljaar. So ek dink toe my groot vrees was altyd na 12 jaar in Saudi-Arabië in 'n skool waar ek baie gelukkig was om te bedank en dan nie 'n volgende pos te hê nie en dan gaan ek so 5 maande of so met deurgaan werkloos tot ek 'n werk kry en dit is dan 'n ongelooflike groot vrees en bekommernis. So ek dink dit is van bo af want nou het ek hierdie werk al in September en ek kan 'n hele jaar kan ek gemaklik deurgaan sonder om enigstens te worry oor die volgende jaar. En alles het uitgewerk en ek het hier in China aangekom in die COVID tyd. Ek moes die kwarantyne doen. Mense nou nog by skole ontmoet ek altyd onderwyseresse wat sê hoorie my kind wil jou graag ontmoet. En dan as die kind kom en sê die juffrou, onthou jy mamma het vir jou die foto's gewys van die oom met die snaakse kos. Dis die oom. En dis nou die kwarantyne kos toe ek aangekom het in China. So ja, ek dink om nou terug te kom na 'n baie lang antwoord by jou vraag. Ek is in China want ek was my hele lewe lank nog lus vir oorsee reis en ek was avontuurlustig. Was dit vir jou 'n kultuurskok toe nou daarvan uit die ooste uit na China toe gewees? Weet jy toe ek in 2011 dink ek by 'n vriend kom kuier het oor 'n Desember vakansie in Taiwan, het ek so 'n kultuurskok beleef dat my ek dink my amper 3 weke vakansie verkort het na so ek dink so 12 dae. En ja, dit was die reuke van die kos, dit is net vir my te veel. En toe het ek heeltyd gedink, maar jy sal ek nou daarvan hou en toe ek aanvanklik hier aankom, ek het mos nou geweet waarvoor ek my inlaat. Was dit nie my kultuurskok nie, maar ek het tog die heeltyd die Midde-Ooste gemis, want dit het deel van my geraak. En die hele jaar het ek gesê vir almal om my ek sal nooit kontrakbreek pleeg nie. Ek sal die kontrak klaar maak, maar dit gaan 'n 2 jaar kontrak wees en ek gaan terug Midde-Ooste toe. Ek mis Saudi te veel. En ja, dinge werk nou maar uit soos dit moet. Die 14 maande later het ek 'n toevallig weer 'n werksaanbod gekry in Saudi, maar toe net nie heeltemal gelukkig gevoel daarmee nie en toe maar gedink ag kom ek toe nog 'n jaar, dan sit nou 3 jaar. En nou is ek amper sê ek het nou verlief geraak op China. Nou wil ek weer lank hier bly. Ek het nou gewoond geraak aan die lewe. Ek sien nou al die wonderlike goed. China is met tegnologie die wêreld vooruit. Maar dalk is my wêreldjie maar net klein en dalk is dit op baie ander plekke dieselfde. Ek weet nie, maar ek voel altyd of ek die woonstel kaal verlaat want jy gaan letterlik net met jou foon in jou sak uit want jy betaal met jou foon. Ek het nie 'n sleutel nie. Ek skandeer my duim om in te kom by die woonstel. Dit sou vir my goed gewerk het. Ek soek altyd my sleutel. Ja, jy gebruik nie kredietkaarte nie. Niemand gebruik kontant nie. Dit ja, die tegnologie is net wonderlik en ek dink ek sal dit byvoorbeeld vreeslik mis as ek moet teruggaan Midde-Ooste toe. Um dit klink nou ook miskien of dit nou 'n vreeslike gemaklike lewe is, maar ek maak selde vir myself koffie by die huis. Want ek bestel net goue koffie op my foon en dit's nie eers duur nie en dan kom lewer 'n ou op 'n skootertjie dit by my deur af vuurwarm.
So die lewe is net so gemaklik hier in China. Hoe is die skool? Is dit want dit is 'n Britse skool, Ja. né? Is Dit dit is anders as die Britse skole byvoorbeeld in die ooste of is dit dieselfde? Ek sal sê dis baie dieselfde want die Britse internasionale skole reg oor die wêreld het maar gewoonlik 'n Britse hoof Mm. en hulle probeer altyd die Britse skoolstelsel dan nou daarna toe neem en ek onthou ons het baie in Saudi-Arabië gesê but this isn't the UK en dit is selfs die Britse kollegas het dieselfde gesê want hulle sal sê yes but in the UK we do it this way and that way en dan sal ons gesê yes but this is Saudi Arabia en die Mm. kultuur is anders en jy kan nie presies wat daar werk hier wil toepas nie. So ek ken dit baie goed. Ek was soos jy nou weer 12 jaar daar in 'n skool, maar omdat die skool so ongelooflik mooi is en dit is blykbaar ek glo dit is die waarheid want ek het dit al hoeveel keer gelees dat hierdie skool is die duurste skool in die hele Zhejiang provinsie. Het ek hiernatoe gekom met 'n ongelooflike vrees in my hart en ek het vir my kollegas in Saudi gesê ek kan verskriklik hard met werk. Dit lyk na die tipe skool waar hulle jou sommer fire as jou boeke nie gemerk is nie. Maar ek was baie gelukkig toe ek hier aankom en ek het besef almal is maar net doodnormale mense. Almal raak oorweldig met tye. Dis 'n doodnormale skool met politiek aan die binnekant waar hulle op die laaste minuut vir jou sê ons gaan nou dit doen, ons gaan nou dat doen en dan sug almal kliphard en almal kla en maar ons kom maar weer daardeur. So ja, dit is 'n lieflike skool. Dit is 'n doodnormale Britse skool. Wat my skool so 'n bietjie anders maak is elke Wellington College het 'n HIBA Academy. Nou HIBA staan vir Whaley International Bilingual Academy, HIBA, en dan is daar Wellington College International. So die international section het omtrent net as ek raai nou sommer 200 kinders, Mm. maar HIBA het soos 900 kinders. So die bilingual skool is eintlik die hoofskool sal ek sê. En dit is dan nou dan 'n gemengde kurrikulum. So ek dink wetenskap en wiskunde is meer Chinese en dan natuurlik is Engels en wat hulle noem theme. Ek onthou my onderhoud het die vrou het my gesê, "How do you feel about teaching theme?" Dis ek, "What is theme?" Is it humanities? Dis is exactly that's what it is. So dit is maar net doodgewoon aardrykskunde en geskiedenis, maar hulle noem dit theme hierso. En dit is wat ons expat teachers dan nou gee, maar ons doen ook drama en ek is head of drama in die primary school en dan is daar ook ICT natuurlik wat rekenaars is. Ek is nou nie heeltemal te lekker met dit nie, maar maar ek kan daarom aanbied wat ek moet aanbied, maar ek sou eintlik gehou daarvan as ons 'n spesialis onderwyser daarvoor gehad het. Is daar baie kinders, Chinese kinders in die skool? Ja, so in my Dis nie skool is 900, nee, dit is daai ja, dit is ja. reg Chinese kinders met Chinese burgerskap. In Mm. die internasionale skole is daar natuurlik 'n handjievol kinders van ander lande af, maar hoofsaaklik Chinese kinders met dan nou oorseese paspoorte. Ek het nou nog met iemand gepraat wat so in Hong Kong gaan wat klink vir my soos in die middag skool hou. As die kinders uit die skool uitkom vir ekstra lesse, gee hulle dan sulke ekstra lesse vir die kinders. En toe sê sy wat haar totaal ondergekry het was die druk wat die ouers op die kinders plaas en die feit dat die ouers so betrokke is by elke stappie wat jy as onderwyser doen. Ervaar jy dit ook daar meer as sê nou maar byvoorbeeld in die ooste? Ja, ons het in die Midde-Ooste ons 'n tutoring culture gehad soos ons gesê het waar elke onderwyser het na skool dan kom tel die ryk Saudi gesin se bestuurder of drywer jou op en dan neem hy jou huis toe en dan tutor jy nou, maar dit was gewoonlik maar net jy doen maar huiswerk met hulle en dit is ryk ouers wat nie wil sukkel nie, so jy gee net huiswerk, maar hier dink ek as 'n mens sou tutor, ek dink meeste van ons doen dit nie, want ons werk te hard by die gewone skool, dan dink ek sou hulle regtig wou resultate sien en dit sou onderrig gewees het en jy kan nie net gaan sit en huiswerk doen nie, jy sal te daai kind moet goed leer. Maar jy weet mos die stereotypiese uitbeelding van Asiërs of Asiate wat ook al die woord is. Maar Afrikaans is deesdae baie keer so vrot. In 'n fliek is mos altyd die kind is ongelooflik wiskundig en speel die klavier beter as wat Mozart dit waarskynlik gedoen het. En dit is eintlik so waar. Elke tweede kind speel die klavier. Wiskunde is vir hulle net die belangrikste vak in die skool. En soveel van my kollegas, ek het byvoorbeeld 'n van ons adjunkhoofde, is 'n jong vrou, jonger as ek, want amper almal is al deesdae jonger as ek. En sy het 'n meestersgraad van Harvard.
En die ander dag toe praat ons daaroor, toe sê ek van, "Yes, want altyd met ouer vergaderings, met die PTC's, Parent Teacher Conferences, het ons elke expat het 'n Chinees langs jou wat dan nou vertaal vir in case die ouer nou nie lekker verstaan nie. En ek is gelukkig dat ek nou vir Alice het, want sy sê sy kies my want ons twee kom goed reg. En op 'n stadium toe ons net so 5 minute het, toe sê ek van, "Yes, hierdie ouers is regtig moeilik want ek vertel vir die ouer net hoe wonderlik die kind is. Die kind is letterlik my topstudent en ons gee ook ons Engels in sets. So ek het set 1. Maar ja. En die ironie is ek is Afrikaanse skrywer, maar net omdat ek 'n gepubliseerde skrywer is, kry ek set 1 want dit is 'n selling point vir die skool, 'n published author. maar maar ek skryf in Jy maak Afrikaans. gebruik daarvan. Ek as dit vir hulle iets stel dan bly ek maar net doodstil. Maar in elk geval, dis eintlik in Afrikaans, maar in elk geval so ek is die set 1 teacher en ek sê vir die ouers hierdie kind is so talentvol. Hy maak personification en similes goed op wat ek baie keer dink, jy's ek moet dit by hom steel want dit is so oorspronklik en so goed dat ek dink die wêreld van hierdie kind se skryfwerk, dan lyk hulle nog steeds onbeïndruk. Toe sê sy ja, dit is nou tipies net soos die ouers is, niks is goed genoeg nie, dit moet altyd beter en beter. Toe sê sy haar ouers sal byvoorbeeld sê jy het nou wel 'n Harvard master's degree, maar hoekom nie eerder in law of in medicine nie? Hoekom nou in teaching? So ja, die ouers van hier wil altyd die kinders druk om beter en beter en beter te doen. En in jou vak wat jy gee nou drama vir hulle, ook behalwe set 1, Hmm. is dit anders om drama te gee? Is daar kulturele verskille? Is uitdrukking anderster? Hoe doen jy dit? So ek het B uitgeswat 'n gewone onderwysgraad en ek het dramas hoofvak gehad tot my 4de jaar. So ek kan drama aanbied en so aan, maar ons gee nie regtig drama as 'n vak nie. Ons doen elke jaar 'n graadproduksie en dan nou grade 5 is die hoogste graad in die laerskool. So hulle noem dit die graduation production, want dit is nou voor hulle junior high toe gaan. En so daar's altyd baie druk dat dit baie goed moet wees. So ons werk basies maar net die hele jaar aan 'n skoolproduksie met die graad. So ons begin in September, dan doen ons audisies en nou hierdie jaar doen ons Aladdin. Ons het die vorige jaar The Jungle Book gedoen. Maar ons doen nie die Disney Aladdin nie want jy kry nie die opvoerregte vir Disney shows Natuurlijk. nie in China nie. Dit klink my na 'n baie simpel rede, maar hulle sê dis blykbaar omdat daar in Shanghai 'n Disneyland is. So om een of ander rede kry mense nie Disney opvoerregte nie. So ons doen nou 'n ander weergawe, maar nog steeds baie lekker musiek en lekker modern en so aan. So dit is vir jaar doen ons Aladdin. En dit is nou net mooi volgende week wat ons nou uiteindelik dit opvoer. So die spanning is nou hoog. Ek kan dink dit is nogal 'n Ja. dingetjie. Om jou vraag te beantwoord, ja, dit is nie anders nie. Ek weet jy, ek het dit al hoeveel keer gesê in onderhoude. Ek het nou al in 4 lande gewerk. In Suid-Afrika natuurlik, in Saudi, jy weet vir my ek was baie kort rukkie in die Arabiese Emirate en nou in China. Maar ek kan vir jou sê 'n kind is maar net 'n kind. Kinders lag vir dieselfde goed, hulle raak bang vir dieselfde goed, hulle raak opgewonde oor dieselfde goed. So nee, dis nie vir my anders nie, maar die feit dat ons kinders in Hiba Academy tweetalig is, maak dit natuurlik moeiliker. So uit die aard van die saak kry die set 1 kinders wat in my Engelse klas is gewoonlik maar die hoofrolle want hulle praat mooi Engels en duidelike Engels. En weet jy self onderwyseres, ek weet nie of jy dit ook ervaar nie. Dit is nou 'n vreeslike ding om te sê want natuurlik is daar uitsonderings, maar gewoonlik is jou slim kinders ook in baie opsigte jou talentvolle kinders. Absoluut. Hulle staan uit op die verhoog, hulle doen goed op die sportveld, hulle is die beste swemmers en dan draai ouers om en sê maar hoekom bevoordeel jy hierdie kind? Hierdie kind kry al die geleenthede. En hoe verduidelik jy dit nou vir hulle? 'n vriendin vir my wat saam met my in Saudi skool gehad het altyd gesê, ja, maar elke ouer dink sy donkie is 'n resiesperd. Dit is 'n baie moeilike ding om te verduidelik vir ouers, maar ja, die set 1 kinders speel maar altyd die hoofrolle en hulle is ook gewoonlik die kinders wat op die sporttoere gaan. En natuurlik is daar uitsonderings. Jy kry miskien 'n kind wat akademies nie sterk is nie, maar regtig 'n goeie akteur is. En daar's altyd so een of twee van hulle ook. Maar ja, ons is bevoorreg dat ons dan nou die goeie Engelse sprekers het wat dan ons hoofrolle speel. Ek wil vir iets anders vra hier by ons in Nederland, is daar 'n groeiende kommer oor die afwesigheid van manlike onderwysers veral in die laerskool en dan veral in die onderste deel van die laerskool, jy weet die graad 1 tot en met graad 5 noem hulle dit nou by ons kinders. Dat daar is omtrent net juffrouens.
Is dit iets wat internasionaal nog 'n trend is of is daar genoeg mans by julle? En nou vra ek sommer twee vrae in een, maar Ja. hoekom het jy besluit om laerskoolonderwys te gee? Okay, so eerstens gaan ek gou vir jou daai vraag beantwoord. Ek het toe ek so in my later jare in die hoërskool was, het ek op daai stadium en ek lag nou lekker vir myself want 'n jong mens is mos naïef en jy dink jy kan die wêreld oorneem. Het ek gedink ek gaan 'n sanger word. En op daai stadium het ek gedink, jong, ek gaan nou die volgende ek weet kan nie onthou nou wie toe ek nou opgekyk het nie, maar dit was seker maar mense soos Teens Jordanke, Darren en so toe nou sterre was in Suid-Afrika in daai jare. Ek het gedink ek gaan ook by die kunstefees optree en so aan en wat kan ek nou gaan swat dat ek nou dit kan saam met my sangloopbaan miskien verweef en toe het ek klankingenieurswese of sound engineering gaan studeer. En na 2 maande besef ek weet niks. Ek verstaan niks van die drade in die masjiene nie en dit is nie vir my nie. Ek is nie tegnologies sterk genoeg nie. So toe opgeskop. En toe vir die eerste keer, toe ek nou natuurlik nou uit die skool uit, gedink, miskien moet ek net maar beroepsvoorligter of 'n beroepsielkundige gaan sien. En ek het omtrent 'n hele dag by die man spandeer en ons het allerlei toetse gedoen. En op die einde van die dag het hy vir my gesê, onderwys is perfek vir jou. Jy stel belang en skryf jy want ek het toe eintlik gedink ek wil 'n joernalis word. O En ja. hy sê vir my dit gaan nie vir jou werk nie. Ek onthou hy het spesifiek vir my gesê hy kan nie sien hoe ek iewers in Suid-Afrika agter 'n bos gaan net terwyl koels oor my kop gaan trek nie. En ek is maar dis ek kan nie elke joernalis vir dit doen nie, né? Maar in elk geval, ek het nou maar nie gestry nie. Hy sê toe nie, hy dink eerder onderwys want dan kan ek my skryfbelangstelling, my belangstelling in drama en die kunste en alles uitleef. En dit is eintlik die waarheid. Ek het al baie keer gesê vir mense, laerskoolonderwys spesifiek is die beste beroep waar jy as jy dit self nou op 'n manier nie gemaak het nie, nog steeds jou drome kan uitleef deur die kinders. Ek dink baie van die menere wat die onder 13A rugby span afrig, wou eintlik self 'n Springbok speler gewees het toe hulle 'n kind was en hulle sou dit nooit gemaak het nie, maar nou lewe hulle vir hierdie onder 13A span en as hulle 'n kind het wat Kruiwenweek toe gaan, dan is hulle seker oor die maan van blydskap. En dis dieselfde met my as ek kinders afrig in 'n konsert en hulle doen goed, dan voel dit vir my ek het nou 'n Tony Award gewen of 'n Oscar. So ja, onderwys is 'n heerlike loopbaan vir dit. So dit was 'n beroepsverligter wat my ooreed het en hy het vir my gesê spesifiek jonger kinders. Maar natuurlik soos jy weet in Suid-Afrika studeer 'n man nie grondsagfase nie. So dit was maar die intermediêre en senior fase. Dan jou tweede vraag, internasionaal het ek nog nooit ervaar dat daar tekort aan mans was nie, maar ek weet dit is in Suid-Afrika die geval en ek weet selfs in Engeland het ek al gehoor. Dit was vir my inteendeel of trouens eerder baie interessant toe ek gekom het in Saudi en ek het gesien daar's menere wat soos 'n year 1 en year 2 klas het. Want dit is baie ongewoon in Suid-Afrika Ja, vir nee, ons het almal juffrouens wat gehad in graad 1, hè? om basies Mm. kindertuin te gee. En hierso in China het ons ook baie mans wat vir die jonger grade klas gee. En dan het ek vreemd genoeg dat ek hier kom want al is dit 'n Britse skool sê ons grade. Ons sê nie soos in Saudi year 1, year 2, year 3 en so nie. Ons sê grade 1 tot grade 5. Was die hele graad 5 span, 5 mans en dit was snaaks daardie ons was een Suid-Afrikaner, ek natuurlik, 'n Brit, 'n Nieu-Zeelander, 'n Australiër en 'n Amerikaner. So ons is regtig in die United Nations. En ons het baie lekker saamgewerk vir 2 jaar. En toe het hulle nou hierdie jaar 'n vrou saam met ons gesit in die graad van die een man is uit toe weg van die skool af. So dit was baie ongewoon dat ons 'n graad was met 5 mans, maar ek moet sê ons co-teachers want elke expat het 'n co-teacher, 'n Chinees, was altyd dan nou vroue. So hulle hou daarvan om vir elke klas 'n mansfiguur en 'n vroufiguur te gee. So ons het altyd Chinese co-teachers gehad wat dames was. Ek sit nou en dink die lekkerte natuurlik daarvan om daai laerskoolkinders in die tweede fase les te gee is hulle is nog nie in die puberteit nie. Hulle is nog net op daai randjie van daai magiese alles kan nog en hulle is nog nie ja, Ja. ek weet nie met middelskool by julle is ook seker dink ek soos in Europa van 12 af, né? So die kinders vir wie jy skool hou is jonger as 12. Ja, hulle is nou almal dink ek 11 en dan raak hulle nou ek dink in graad 6 12, selfs soos in Suid-Afrika. Maar omdat die jaar mos in September begin en in Junie opeindig is hulle nooit noodwendig almal presies dieselfde ouderdom nie. Hmm. In Suid-Afrika het ek nogal graad 7 gegee, die eerste 5 jaar van my skoolloopbaan en of van my onderwysloopbaan en
toe was ek baie gelukkig as natuurlik 'n bloedjong onderwyser met graad 7 is. Nou voel dit vir my ek sal dalk geïntimideerd voel as ek nou skielik vir daai jong tiener met klas want ek is nou nie meer gewoond aan hulle nie. So ja, dit is lekker om te werk met kinders wat nog nie hormonaal is nie. Ek Maar dink, "Waar sê jy dit nou perfek?" Ja. ja. Maar glo my daar is party van hulle wat nou al besluit hulle gaan uit met mekaar of so. So partykeer moet ons nou maar die vlamme van passie blus. Maar wat vir my dan nou interessant is dit klink vir my ook na 'n ouderdom wat vir jou as skrywer oneindig baie inspirasie kan oplewer. Is dit so? Dit is baie lekker om te werk met die ouderdomsgroep waarmee ek werk. Juist omdat ek hoofsaaklik skryf vir die ouderdomsgroep 9 tot 12, alhoewel ek voel my boeke gaan altyd nog lekker tot so die ouderdom 13 kan werk dit nog goed. Ek dink enige laerskoolkind in die intermediêre en senior fase kan my boeke nog geniet. Maar in Saudi het ek spesifiek baie keer idees getoets op die kinders. Dit was ook op daai stadium nog regtig die begin van my skryfloopbaan. Ek het my eerste boek eers op 35 gepubliseer. So, wel my eerste eie boek op daai stadium het ek nou al bygedra tot bundels met kinderrympies en kortverhale en so aan. So alles was nog nuut en ek het vreeslik mooi gedink nou watter tipe boek het ek volgende nodig. Dit was 'n baie calculated decisions in die begin. Waar nou skryf ek maar net wat ek het om te vertel. Dit raak ons maar later so. Maar ek het vir 'n klas gevra in Saudi, wil julle eerder 'n space adventure of 'n African adventure hê? Volgende, waarvan sal julle meer gehou het? En hulle het toe gesê nee, 'n African adventure. Maar toe werk ek op daai stadium aan 'n kies jou eie avontuurboek en ek kon toe in een van my vertakkings dit 'n Afrika storie maak en in 'n ander vertakking 'n ruimte storie. So ek het nou want ek wou toe nou eintlik albei gebruik en ek kon nie besluit nie, maar dit was interessant dat die kinders gesê het hulle meer van 'n Afrika storie. En wat my ook baie al in dit laat dink het is my uitgewer by NB Uitgewers stil baie keer vir my gesê as hulle na die internasionale feeste toe gaan soos Frankfurt en Bologna wat ek al die grootste belangstelling wat hulle kry van oorseese uitgewers is maar Afrika stories. En dan dink ek mens daai keer, ag is dit nou regtig hou mense regtig daarvan of is dit dalk meer polities gedrewe wat ek al wat daai die kinders self gesê hulle hou van 'n Afrika storie. Hmm. So dit maak sin. Kinders hou van Afrika stories. Ja, en daar's baie stories om te vertel dink ek, né? Ja. As jy nou skryf, hoe bly jy met jou voete op die Afrikaanse aarde? Want dis iets wat ek nogal self mee sukkel, vind ek. Nou goed, ek Nederlands is natuurlik baie nader aan Afrikaans as wat Chinese is, maar ook met in terme van verwysings en goed. Hoe bly jy met jou kop daar en met jou lyf in 'n ander land? Hoe doen jy dit? Soos baie mense moet ek bieg dat Facebook maar deesdae my CNN of my Al Jazeera is. Ek kry al my nuus daar. As mense artikels plaas dan lees ek dit gewoonlik. Natuurlik lees ek ook altyd goed soos Litnet en so aan. So ek bly in voeling met Afrikaanse kultuur en so aan. En ek is ingeteken op Netwerk 24 en al die ander goed wat mens op ingeteken kan wees in Suid-Afrika. Maar ja, ek sal maar hoofsaaklik sê ek hoor van goed en omdat mense goed bespreek op sosiale media en ek volg ander Afrikaanse skrywers en joernaliste en mense wat vir my interessant is. Dit is dit is moeilik om by te bly met Afrikaanse musiek byvoorbeeld. Daar is vreeslik baie sangers want ek geen idee wie hulle is nie. En ek wil nou nie klink so een van daai mense wat nou hulle wil minder maak as hulle is nie. Ek seker daai mense het verskriklik hard gewerk om te kom waar hulle is en hulle verdien hulle plek, maar ek sal by die huis kom en dan is die groot ontbyt op en dan sê ek vir my ma, wie sy? En dan sê my ma 'n naam en dan sê ek sê wat maak sy? Wat doen die vrou? En dan vind ek uit dis nou 'n sangeres, maar ek het nog nooit van hom of haar gehoor nie. So dis moeilik vir my om by te bly met musiek. TV-programme goed, kyk ek uit die aard van die saak min want ek kan nie, maar mense bespreek dit op sosiale media en veral ander Afrikaanse sangers en skrywers en joernaliste en mense so dan bly ek by en dan weet ek natuurlik ek hoor daar's nou 'n TV-reeks Niggies wat almal sê so goed is. Ja, dit lyk vir my baie oulik, ja. Ja, en dan soos iemand soos Ilse Roggeband wat 'n joernalis is, ek vind haar baie interessant en lees altyd alles wat sy post en haar seun werk ook deesdae agter die skerms op Afrikaanse reekse en goed so
danksy Ilse se posts op Facebook weet ek gewoonlik van wat is goed met Afrikaanse TV-reeks. En nou as ek in Suid-Afrika kom, dat my ma nou gewoonlik op DStv se PVR, het sy nou 'n hele reeks van iets vir my gesave. Dan kan ek dit nou kyk as ek daar kom. Ag, dis Maar jy's lekker. gaan as ek nou huis toe gaan in Julie, ek gaan vir seker so 6 weke, dan moet ek miskien kyk of ek kan Showmax kry. Ek het DStv by my huis, so ek altyd aanskakel as ek gaan. Maar ek moet kyk op 'n manier, ek het nog nooit Showmax gehad, omdat ek nie daar woon nie. Want blykbaar is daar baie goeie reeks. En natuurlik my skryfvriend Fransjo Bloemhof se Spooksoeker reeks was op Showmax nie te lank terug nie. So Ek het dit ek ook dink ek moet dit gesien, sien en ja. kry. Ja, ek het dit nie, ons het nie Showmax nie. Hier kan jy so onwettige VPN kry en dan kan jy nou al die reekse en goeie steel basies want dit is nie wettig nie. Maar my dogter werk vir Netflix. So sy sal nooit weer met ons praat as ons so verskriklik. En die Nederlandse jong, ja, weet jy, in Nederland kom 'n ouma eintlik die reëls na, want die kans dat jy Ja. gevang gaan word bestaan. Dit is definitief 'n moontlikheid. So dan doen jy dit nou nie. Maar dan mis jy Ja. nou ook uit op al hierdie goed soos Showmax en al die dinge. Ek wou nou gevra het oor die China polities gesproke, merk jy iets daarvan nou met die hele storie met Amerika, is daar vibes wat julle optel of gaan die gewone Chinese nou maar net aan met sy daaglikse lewe? So let ek moet vir jou sê, ek dink regtig en ek stel dit nederig, ek dink ek is te dom nie, maar as dit kom by politiek, is ek 'n absolute moroon. Ek weet so min van politiek af. En dit is dalk beter om mense neus daar uit te hou partykeer. Dit Maar is mens moet ook 100% beter. ja, maar ek wil ook nou nie met oogklappe deur die lewe gaan nie. So nee, ek is eintlik heeltemal ek kan amper sê ek is half toe as dit kom by sulke goed. So ek kom sulke goed laaste agter. Maar ek het vreeslik baie vriende wat my vra oor China met die kommunisme en so aan en ek sê altyd ek weet ook eintlik regtig wat dit behels nie, maar ek moet sê my Chinese vriende is almal verskriklik patrioties en hulle is ongelooflik lief vir hulle land. En nou praat ek van Chinese wat baie oopkop is en Mm. liberaal en wel belese en berese is. So die mense is lief vir hulle land en wat 'n vriend van my eendag gesê het, is hy het gesê want ons het Bali toe gegaan met vakansie onlangs. Toe sê hy as daar nou kom ons sê worst case scenario 'n civil war moes uitbreek. China sal doen wat hulle kan om hom binne 'n dag of 2 dae uit te lig en huis toe te bring. Mm. En ek haat om dit te sê, maar ek weet nie of Suid-Afrika dit sou doen vir my nie. En want ek is baie lief vir Suid-Afrika, so ek wil nou nie hier in ons podcast gesprek sit en negatiewe goed sê nie. Ek is baie lief vir Nee, nee, die land van ek ons. dink ek Maar verstaan wat jy bedoel. Daar is bepaalde ja, om eerlik te wees, ek weet ja. nie. Ek wonder altyd of hulle weet ek is in China op die oomblik. Want Mm. ek het nog nooit op 'n manier was daar 'n geleentheid vir my om te registreer by die ambassade nie. Inteendeel, ek sê altyd inteendeel, onlangs het iemand my gesê hou op sê inteendeel, jy moet sê trouens. So, as ek eerder sê, trouens, ek lees altyd op die Facebook groepe, dat mense sê hulle kom nie deur nie. Die Suid-Afrikaanse ambassade in China antwoord nie die foon nie, hulle reageer nie op e-posse nie. So, ek dink nie hulle weet eers ek is in China nie. En ek dink vir myself, sê net maar van kommunisme wat jy wil, maar as hulle na hulle mense kyk en hulle mense voel beskermd, dan is dit nie so sleg seker.